Goeiedag en welkom by vandag se potgooi. Ek is Dylan Smit. En ek is Rolf Kreik. So vandag gaan ons gesels oor iets wat baie diep sny. Iets wat baie mense nie oor praat nie. Rolf, jy het die afgelope paar weke gepraat oor Matteus 5 waar Jesus sê dat dit nie net gaan oor dade nie, maar oor waarna ons kyk en dink. So dit begin by ergens anders as net die daad self. Ja, Dylan, Jesus sê iets radikaal. Hy sê, dis nie net egbreek wat sonde is nie. Hy sê, as jy kyk om te begeer, het dit reeds hier in jou hart gebeur. Met ander woorde, die geestelike oorlog begin nie by die daad, by die fisiese daad nie. Dit begin by wat jy toelaat in jou oë, in jou gedagtes en dan in jou hart. En dit is hoekom ons sê, dis 'n stille oorlog. Dis 'n oorlog, maar dis 'n stille oorlog. So baie mense dink sonde is net wat jy doen, nie wat jy dink nie. Maar kom ons vra die groot vraag vandag. Is dit moontlik vir 'n gelowige om nog in slawerny vasgebind te wees, al sit hy in die kerk? Ja. Dis nie net my opinie dat ek sommer sê net ja nie. Dis wat Jesus sê in Johannes 8. Hy praat met mense wat in hom glo. Hy praat met Jode wat in hom glo in Johannes 8 en hy sê elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van sonde. Nou dink daaroor. Ons almal doen nog steeds sonde. So hoor dit mooi. Jy kan glo in Jesus, jy kan kerk toe gaan, maar jy kan nog steeds vas wees in slawerny. So jy sê iemand kan gered wees, maar nog steeds vasgebind wees. Ja, Dylan, want Jesus maak dit baie duidelik. Vryheid kom nie net deur te glo nie. Vryheid kom deur te bly in die woord. Yeshua sê dit, is om in sy woord te bly en sy woord te ken. Hy sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal wat doen? Die waarheid sal jou vry maak. So daar is 'n proses, dit gebeur nie net oornag nie, dit gebeur nie outomaties nie. Presies, Dylan, en dit is hier dis die probleem van vandag. Baie mense ontmoet Jesus, hulle aanvaar hom as hulle verlosser, maar hulle ken hom nie. So wat bedoel jy met ken? Hulle ken hom nie. Wat beteken die ken wat Jesus na verwys hier in Matteus 7 vers 21 tot 23? Ek gaan dit sommer vir ons lees. Ja. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dylan, wat ons baie keer mis is, onthou, Jesus was 'n Jood en hulle het Hebreë gepraat. So ons kan daai ken, vertaal ons net in ken en dink ons ken soos ek vir Donald Trump ken, maar die Hebreëse woord vir ken is die woordjie yada. En dit beteken nie net om iets van te weet nie. Dit beteken ek word bewus. Met ander woorde, ek word bewus van 'n waarheid. Dan, omdat ek so bewus word, wil ek dit leer. Ek wil daai leer. Dis die tweede stap van yada. Die derde een is, wow, nou verstaan ek. Dis soos daai, wow, nou verstaan ek. En dan rig ek my lewe, ek kom in lyn met dit wat ek nou net verstaan het. En dan gaan ek oor in aksie en ek gehoorsaam dit en dan begin ek dit uit te leef. En ek leef dit op so 'n manier uit dat dit ander mense se lewens aanraak. En dit is 'n verhouding wat aksie word. Dis hierdie ken. So dit is nie net kennis wat 'n mens opdoen nie. Dit is iets wat lewend is. Dit transformeer jou heeltemal as 'n persoon. Verseker. En as daai proses nie gebeur nie, dan bly mense vasgevang in wat ek noem impulsiewe of kompulsiewe gedrag. So kan jy dit vir ons dalk prakties verduidelik? Ja, kom ons vat 'n eenvoudige voorbeeld. 'n Man sit alleen in 'n hotelkamer, nee, hy het sy familie verlaat en hy is op besigheid. En hy vat die remote en hy scroll deur die kanale op TV. Hy sien iets wat hy weet hy moenie na kyk nie. Seks of pornografie. Hy's besig op hierdie
kanaal en hy's besig om iets te kyk. Nou sê hy, dit was net impulsief. Dit was net impulsief. Nee, as hy aanhou kyk, is daar iets wat hier in hom gebrand het om aanhou te kyk, en dit noem ons, daar's 'n wortel. Wat is die wortel hoekom hy aangehou kyk het na iets wat hy weet, hy moenie na kyk nie? Want jy doen nie iets herhaaldelik en aanhoudend, as daar nie iets hier binne is wat jou voed nie, as daar nie iets is wat honger is binne in jou nie. So Rolf, die probleem is nie net die aksie nie, maar die wortel van waar dit kom. Presies. En daai wortel volgens 1 Johannes 2 is 3 dinge. Dis die begeerlikheid, dis 'n begeerlikheid, en daardie begeerlikheid is 'n ander woord, is welis. So dis begeerlikheid van die vlees, dis begeerlikheid van die oë, en dit is die trotsheid van die lewe. En hoor mooi, die vyand het jou oë nodig, want dit begin by kyk. En die vyand weet hoe lank jy kyk na iets. So Rolf, dit is waar van kyk na kettinge toe kom. Ja, want as jy kyk, dan begin jy dit hier in jou kop te speel, nê? Jy begin fantaseer daaroor. Jy begin dan dit te begeer. Jy begin al hoe meer daaraan dink. Jy begin beplan, en uiteindelik word jy gebind. So Rolf, dit is eintlik so scary, want dit gebeur so in die stille. Niemand weet daarvan nie. Ja, niemand weet daarvan nie, en dit gebeur hier in jou gedagtes, en eintlik baie kere besef ons dit nie. Want daar is hierdie spreekwoord, solank ek jy kyk, maar solank jy net nie vat nie. Maar die oomblik wanneer jy dit hier in die gedagtes, hoe langer jy kyk, hoe meer begin jou gedagtes te rol, soos 'n kamera, en dan begin jy dit te imagine, jy begin jy begin daaroor te fascineer. Ja. En dit is hoekom ek sê dit is 'n stille oorlog, want eintlik iets wat dood onskuldig begin het deurdat ek net gekyk het veroorsaak dat die vyand nou hierdie prentjies in jou kop begin te speel. En niemand sien wat hier in jou kop aangaan en hoe jy daaroor dink nie, maar dit vernietig jou hier van binne. Ja, dis amper hierdie Engelse term daarvoor, dit consume jou. Ja. Want jy begin alles daarop te spandeer, jou gedagtes, jou tyd, dit steel soveel van jou sonder dat jy daarvan weet. Nou kan jy vir ander goed in jou lewe wat baie belangriker is, nie aandag gee nie, want dit consume jou. Maar hoef tog sê mense, okay, ek sal nou, solank ek net later kan repent. Ek sondig nou, maar solank ek later kan repent, so mense daai kortstondige gedagte oor hierdie sonde. Ja, dis een van die grootste leuns, nê, en ons sien 'n voorbeeld daarvan in Matteus, in Spreuke 7, waar die koning kyk na die man wat gaan en hoe hy verlei word. En dit is een van hierdie grootste leuns. Die vyand sê, geniet nou en bely en repent jou sondes later. En dis misleiding van die vyand, want elke keer wat jy toegee, word jy gevul met dit waaraan jy toegee. So kom ons dink gou daaroor, as ons almal sou toegee aan welis of fantiseer oor iets, sê nou maar 'n vrou om haar te begeer, wat sê die woord? Dan word jy 'n slaaf daarvan. Romeine 6 sê, aan wie jy jou self onderwerp, sy slaaf word jy. Okay, so hoe breek iemand hierdie slawerny in hulle lewe? Dylan, Abba Vader leer ons 3 kragtige stappe. Eerstens, kom ons bely dit, nê? Jy kom agter dit is wat gebeur. Jy besef, joh, maar ek kyk na hierdie goeters en ek moet nie hierna kyk nie. So eerstens jy bely, ek besef en ek bely, Abba, ek kyk hier na goeters wat ek nie moet kyk nie. As om dit weg te steek. So jy steek dit nie meer weg nie, want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons bely, sal hy reinig. En dit is belangrik. So eerstens, kom ons bely dit. Tweedens, erken dat jy is vasgevang in slawerny. Hierdie goeters trek jou in en jy's vas. Baie mense sê, nee man, ek is fine en dit gaan niemand raak nie. Nee, jy gaan nooit vrykom as jy jouself verdedig nie. As jy erken jy is vas, kan daar vryheid kom. En dan derdens, hardloop. Soos Josef, toe versoeking kom, het hy
het hy nie daaroor gepraat nie. Hy het nie met Potifar se vrou daaroor gepraat nie. Hy het nie met haar onderhandel en gedink hy gaan haar nou reg help nie. Hy het gehardloop. So Rolf, dis interessant want jy sê moenie net nie veg nie, maar jy sê eerder hardloop. Ja, want party battles, die oorlog, wen jy nie deur te staan en te kyk nie. Jy wen deur te vlug. En deur te vlug, jy vervang dit, jy vul jou gedagtes met die woord, jy mediteer op die waarheid. Met ander woorde, jy vlug van die gedagtes wat jy nou net het. Jy sê hierdie goed, ek hardloop weg van hierdie, ek wil nie hierdie verder in my gedagtes hê nie. Dan vul jy jou gedagtes met die woord, jy mediteer op daardie waarheid en jy neem daardie waarheid gevange. Jy hou dit in jou gedagte. Filippense 4 vers 8 sê, dink aan wat rein is, wat reg is en wat mooi is. So Rolf, dit is nie net om te stop om te kyk van dit wat verkeerd is nie, maar dit is om te begin na die regte goed te kyk. Verseker Dylan, 'n passie vir Vader se woord te ontwikkel, waar jy jou verdring in sy woord as begeerlikheid. Met ander woorde, jy ontwikkel sekere goeders. Ek noem dit, jy sit sekere tye in jou dagboek. Jy prioritiseer om jou te verdring in sy woord. Dis 'n passie vir Abba Vader se woord wat jy ontwikkel. So Rolf, die antwoord vir vandag is die woord. En vir elkeen wat vandag luister, die vraag vir jou is, waaruit kyk al begin om kettings te word in jou lewe? En is jy reg om waarlik vry te word? Ja, en die waarheid is beskikbaar, nee. Dit is net jammer hy kry partykeer stof op die bedkassie. Maar onthou, dis nie die waarheid wat jy hoor wat jou vrymaak nie. Alhoewel Romeine 10 vers 17 sê, jy kry geloof deur die woord te hoor, maar hoor mooi wat sê Yeshua, dis die waarheid wat jy ken, nie net hoor nie, en wat jy leef. En as hierdie met jou gepraat het, neem vandag 'n besluit. Bely dat iets trek jou vas, jy kyk na goed wat jy nie moet kyk nie, bely dit. Kies drasties soos Josef om weg te draai van dit af en kies vryheid. Kies om daardie gedagtes ontslaaf van te raak, kies om eerder Vader se beloftes hier in jou woord, hier in jou gedagtes te sit en mediteer en bepeins dit eerder. Rolf, en ek wil sommer van hierdie geleentheid gebruik om net te sê en elkeen uit te daag, deel hierdie boodskap met iemand wat jy voel dit nodig het om dit te hoor. Hierdie potgooi gaan elke week uit en is daar om gedeel te word. En so wil ons ook instrumente in Vader se hande wees om ander mense uit slawerny te kry. En bly in sy woord. Bly in sy woord. Sy woord is ons swaard. As ons nie die swaard het nie, gaan die vyand ons aanval, want ons is heeltyd in 'n oorlog. Amen.